Dit is Sondag, amper al die einde van Februarie, Lydensweek 1, en ons gaan vandag saam nagmaal vier. Ek aanvaar die wat by die huis is, het reeds brood en wyn gereed gemaak, om dit later dan saam te gebruik. Ek vertrou dat dit wat jy glo en hoop vir hierdie dag vir jou sal waar word. Dat die woord en die tekens vir jou tot seën sal wees. Daar waar jy is, of waar jy as 'n gesin saam is, word vir 'n oomblik nou stil, kyk vir mekaar en sê vir mekaar, waarvoor is julle vandag dankbaar? Waaroor is julle verlig? Dink so vir 'n oomblik saam en miskien wil julle iets deel met mekaar. Oor verlig voel en oor dankbaar wees. Maar natuurlik is daar ook 'n ander kant van ons wees op hierdie dag. Waaroor is julle vandag bekommerd of ontsteld? Kom ons wees ook in ons saam wees daaroor baie eerlik met mekaar. En nou met hierdie wees mag ek vir jou sê, kerk van God, kind van die Vader God, broer en suster van Jesus Christus, tempel van die Gees. Dit is so gepas dat ons op hierdie eerste Sondag in Lydenstyd nagmaal vier. Die tekens van brood en wyn bring ons verskriklik naby aan Jesus se lydensverhaal. Ja, op 'n manier is dit die verhaal waarin brood gebak en wyn gepas word met sy liggaam, sy helse pyn. En daarom raak ons stil in 'n belydenis. Maak jou oë toe en sê die volgende saam met my in die Gees. O God, U het 'n pa en 'n ma se liefde vir my. O God, U voel my pyn en huil vir my. O Christus, U het die ergste, die pyn van die kruis in die oë gekyk en dit oorkom. O Gees, U raak hierdie stikkende wêreld aan met U helende vrede. U hou my vas tot die pyn verdwyn. U laat my lag van dankbaarheid. Amen. Ons hoor iets van Jesus se hart in die aangrypende verhaal van Johannes 13, waarvan ons vir hierdie saamwees nie alles gaan lees nie. Maar luister met jou hart. Luister na sy hart en ontdek dat ek en jy iewers inpas. Johannes 13, voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die res van hierdie verhaal ken ons baie goed. Dan by vers 12. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Johannes begin hierdie laaste deel van die Jesus verhaal met die uur het gekom. Die uur van verheerliking, die oomblik van verligting.
maar ook die uur van verdonkering. Want Johannes sê, dit was nag. Dit sou uitloop op 3 uur van duisternis aan die kruis. Die lig vir die wêreld word getoets teen die duisternis van die wêreld. En in hierdie drama, die merkwaardige woord, Jesus het sy eie mense lief gehad. Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad, vers 1. Hierin weer klink Psalm 118 wat gereeld op die Pasga gesing is. Aan die liefde van die Here is daar geen einde nie. En daar waar hulle aan tafel is, onder die geklank van die groot lofsang, met die stryd tussen lig en duisternis buite in die strate van Jerusalem, wat gaan breekpunt bereik. Daar praat Jesus met sy disippelkring oor wat dit is om regtig lief te hê. Hoe lyk hierdie oneindig lief hê wat hy vir die wêreld het? Ja, voete was. Die siekes en die swakkes raak sien, die klein kindertjies nader roep, die geleerde Nikodemus se hart oopmaak, die heidense vrou by die put met genade wegstuur, die moordenaar aan die kruis, die ewige lewe gee. Oneindige liefde, ook in Februarie 2021 vir ons land wat op 'n manier wegsak in 'n beginselose moeras. Oneindige liefde vir mense wat bly worstel met die onsekerheid van ons tyd. Oneindige liefde vir kinders wat hoop op 'n toekoms. Want die groot wonder het aan tafel gebeur. Die standaard van liefhê kom op 'n nuwe vlak. Na die diepte van die voorbeeld wat hy stel, verander hy die liefdeswet wat sê jy moenie jou naaste lief hê soos jouself nie. Nee, jy moet lief hê soos ek jou lief het. Waar pas ons in hierdie storie in? Lydenstyd nagmaal roep die kerk van Jesus Christus om hom op die pad van hierdie nuwe liefde gehoorsaam te bly volg. Want om op die pad van hierdie nuwe liefde saam met hom te loop beteken dat ek sal saam ly met hulle wat honger en dors is. Dat ek soos hy sal sit by hulle wat weerloos en verweerd is. Bang en bedreig. Bevrees en onseker oor die virus. Getrap en verkrummel deur die geskiedenis van 2020. Ja, hulle vir wie God op 'n besondere manier met Jesus baie naby gekom het. Ons as sy kerk vier in lydenstyd die vrug van sy lyding. Ja, gebroke is die kerk, verdeeld en soms ook so wêreldvreemd. Maar ons huil oor elkeen vir wie die hoop vervaag. Ons huil oor ons eie onvermoë om sterk te bly. Ons huil oor ons kleinheid en ons broosheid. Net om vandag te ontdek, hy is hier. Hy huil saam. Hy het ons oneindig lief. En daardie oneindige liefde het aan die tafel heling gebring. Twyfelaars soos ek en jy kon skoon gewaste voete onder die tafel instoot, kon met spykerlose hande brood en wyn vat en lewe vier met 'n oop hart wat kan lief hê. En nou vandag
wil die Here deur die nagmaal twyfelstemme kom stil maak. Kom stil maak sodat ons duidelik weer kan hoor. Kyk, hierdie wyn en hierdie brood is my liggaam. Dit is vir jou om te eet en te drink. Want dit is vir jou wat ek daarmee vir my Vader gekoop het. Jy's myne. Jy hoef nie, nee, jy mag nie ooit daaraan twyfel nie. Kom ons maak gereed om die brood en die wyn nou saam te gebruik. Die brood wat ek nou gaan eet, is my deel hê aan die groot daad van Jesus se liefde, sodat niks my sal breek en van sy liefde skei nie. Neem, breek dit, eet dit en glo dat hy gebreek is, sodat ek en jy kan lewe. Die beker wat ek nou gaan drink, is my deel hê aan Jesus as die ewige bron van liefde. Liefde wat my sal bly vorm as kind van God. Neem, drink daarvan, glo met jou hele hart, dat die liefde van God vir jou in oorvloed daar sal bly. Kom ons sluit ons oë. Vir die brood wat ek geëet het, vir die wyn wat ek gedrink het, vir die lewe wat U gegee het, sal ek U prys, Vader, Seun en Gees. Vir my lewe in Christus, die brood wat my lewe word, ek prys U. Vir my vreugde in God, liefdesbloed wat my beskerm, ek prys U. Amen. En nou met brood groet ek jou. Die Here sal jou beskerm en jou genadig wees. Die Here se liefde sal jou heel maak. Hy sal jou lewe bly. Amen.